Daar sê, goeiemiddag hier van Sharon Ann se Art Studio. Kuier weer lekker vanmiddag, Ancient Code 333, die tweede reeks in Afrikaans wat ek graag vanmiddag wil doen. En bietjie van 'n skok vanmiddag, dat die nuwe dag begin eintlik in die aand. Wag, laat ek gou verduidelik. Man, so ek lees in die woord en ek sien die woord sê byvoorbeeld in die Complete Jewish Bible sê dit na dag 1 and it, and so there was evening and there was morning one day. En ek wil geneem. Hoekom evening en dan morning? Wat is dit nou? Hoe werk dit dan nou? Evening dan morning. En ek sien in die Afrikaans 53 sê dit en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Toe begin ek nou met hierdie vraag. En ek sê, Abba, wat is nou hier aan die gang? En hierdie was way back in 2000, seker 2014 wat ek al hierdie raak gesien het en begin vra het. En dis vir my 'n begeerte om te shema en te ahafta. Met ander woorde, hear, listen, obey, react, understand and love shema. So ek wil in alles wat ek doen wil ek Abba shema en ek wil ahafta. Ek wil hom lief hê met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, my hele wese, alles wat in my is en met alles wat ek verstaan, soos wat Messias gesê het, Yeshua, with all of our understanding in Markus, né? Het hy verduidelik. So ek begin toe vir Abba vra, Abba, wat beteken dit? Is ons verkeerd? Is ons kalender verkeerd? Wat is hier aan die gang? Hoekom begin ons dag as dit 12 uur is in? En Abba begin hierdie wonderlike pad stap. En hy sê vir my, right. In die begin, en ons kan dit lees, in the beginning, dis nou, ons het ons laas keer gedoen, die eerste 7 woorde, Bereshit bara Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. So in die begin het Vader geskep die hemel en die aarde. Right? So toe sê ons, okay, and the Spirit of God hovered over the surface of the water. So daar was net water. Then, and the earth was unformed and void. Darkness was on the face of the deep. Daar was net 'n diep en daar was net darkness. En wat sê die Afrikaans? Afrikaans sê en die aarde was woes en leeg. Ja, is niks beter nie. En duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. So in Hebreëus is dit tohu vevohu wat beteken void en empty, wat beteken without form, sonder vorm. Tohu vevohu. Dit is die Hebreëse woord vir woes en leeg of sonder vorm, né? En ek is heeltyd besig met hierdie worsteling en ek vra vir Abba nou wat is dit? Ek wil in u ritme wees. Dis vir my krities belangrik om te shema in u ritme en ek wil verstaan. En as daar enigiets is wat ek nie verstaan nie, dan wil ek duidelikheid hê daaroor en ek wil by u voete kom sit en ek wil vra tot ek duidelikheid daaroor. Gaan dit my salvation beïnvloed? Gaan dit beïnvloed of ek gered is of nie as ek hierdie weet? Nee, glad nie. Yeshua is my verlosser, so ek is gered, ongeag. Maar ek wil alles verstaan rondom God die Vader en ek wil hom gehoorsaam wees, cover to cover in sy woord. Ek wil nie iets uitlos nie. Ek wil nie eendag daar kom en soos Yeshua gesê het in Matteus 5 vers 17 nie. I did not come to abolish Torah or the prophets. Niks van die Tanakh of die ou covenant. Toe Yeshua was daar nog nie 'n Brit Hadashah nie. Daar was net die Tanakh, die ou testament of old covenant. Dis eintlik wat dit is. Dit is nie 'n testament nie, dis 'n covenant, né? So, wat gebeur is, ek wil alles van dit gehoorsaam wees, né? Ek wil nie die geringste geag word in die koninkryk wat soos Yeshua sê, I did not come to abolish Torah, but I came to complete it. And anybody who teaches others not to abide by Torah will be considered the least in the kingdom of God. And anybody who teaches others to consider and be obedient, Shema, to the Torah,
will be considered the prophets and the Nevi'im and the Ketuvim, die prophets en die woorde, sal die hoogste geag word in die woord van God. Dis wat ek wil wees. Ek wil hoog geag word in die koninkryk. So ek gaan eerder van die standpunt af dat ek gaan te veel doen as wat ek te min doen. En Abba sê vir my, dit is so 2020 as ek nou reg onthou. Sê vir my, vat jy en Lula. Ons is in Amerika op hierdie stadium, né? Vat jy en Lula 'n stoel. Dan gaan sit julle die stoel so waar julle kan sien wanneer die son ondergaan. Nou, ons was in Delaware, in die noordooste van Amerika, en as dit somer is, dit was so in die draai van die somer na die herfs toe. En as dit daai tyd is van die jaar, dan gaan die son regtig hierso eers teen 8:30 onder, né? En dan sê gaan kyk. Gaan sit en gaan kyk soos die son ondergaan. Ek wil met jou praat. Ek wil jou leer. Sê nee, is doodreg Abba. Ek sê vir Lula, ek en Lula gaan sit. Ons gaan kyk soos die son ondergaan en ons sien hoe hy sak en sak en sak tot hy naderhand heeltemal onder is. En Abba sê vir my, right, so wat nou belangrik is die son is onder, die nuwe dag het begin. En hier's hoekom ek dit sê en hier's hoekom my woord dit sê. Dit was donker, die aarde was woes en leeg, en toe sê ek, then God said, let there be light. Donkerte, light. Verstaan jy? Verstaan jy, Leon? Dit was donker, en ek het gesê, let there be light. Jy's in jou moeder se baarmoeder, jy's in jou baarmoeder, ek weef jou aan mekaar in donkerte, in secret, soos die woord sê, I wove you together in secret, my bones were not hidden from you, sê David, né? En dan word ons aan mekaar geweef, en dan kom ons uit die donkerte uit in die lig. So kyk mooi wat sy ritme, sê Abba vir my. Hy sê, die aarde was woes en leeg, sonder vorm, en ek het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So ek het uit die donkerte uit die lig geskep. Ek haal jou uit die donkerte uit, en ek bring jou in die lig in, om die lewe te lewe wat ek vir jou beplan het, toe ek jou aan mekaar geweef het. Dis my ritme. So my ritme is, uit donkerte uit, na die lig toe. En kom ek vertel vir jou nog 'n geheim, sê Abba. Hy sê, wanneer jy slaap, dis hoekom dit belangrik is dat jy my ritme verstaan. Want wanneer jy slaap, dan is ek besig om die nuwe dag vir julle aan mekaar te sit. Net soos die skepping, net soos met geboorte. My ritme bly my ritme. Niks verander aan dit. Niks. Wanneer ek gepraat het, bly alles in plek. En dit bly net soos dit is. En hy wys hoe hierdie prentjie gevorm is, en hy wys vir my soos as ons op 'n verhoog sit en uit die verhoog uit ons sit in die stoele en die verhoog se gordyn gaan stukkie vir stukkie op. En hy sê, soos die dag ontvou, so reveal ek dit vir jou, van wat ek vir jou voorberei in die nag. Ek was reeds daar. Ek is voor jou uit, Deuteronomium 31 vers 8. But Yudai, he will go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. So don't be afraid or downhearted. So moenie laat ons in die nag bang is vir wat kom in die dag nie. Want ons Vader is reeds daar. Al is dit hoe moeilike ding wat ons face, ons Vader is reeds daar. Hy is reeds besig om die dag vir ons voor te berei. Wow, hoe wonderlik is dit nie? Wat 'n ritme is dit nie van Vader af, dat ons nou verstaan wat hier aan die gang is nie. En vir die eerste keer verstaan ons dit nou. So mag jy 'n wonderlike dag hê. My grace and shalom be ours in full measure. En ja, moenie aarzel om vir my 'n private message of 'n boodskap te stuur indien jy vra het. Dankie, mag jou dag geseënd wees. Shalom.